wanneer ons 'n blom nie water gee nie, dan gaan hy dood. En dan die mooiheid en die kleur van hom gaan weg van hom af. En so, wanneer ons die Bybel doen, en ons doen hom nie met vol hart nie, en ons lees nie meer die Bybel, omdat ons wil die woorde inneem nie, dan gaan ons mooiheid en die kleur van ons gaan weg. En wanneer ek praat van die mooiheid en die kleur van ons gaan weg, is wanneer die mooiheid wat in ons is wanneer jy smile van blydskap, wanneer jy lag, en wanneer jy vriendelik is, wanneer jy 'n vreemdeling help, wanneer jy jou boetie help met huiswerk of met sy skoolwerk. Dis of iemand net uit die bloute uit net help. Dis die mooiheid van jou, of wanneer jy verander hoe jy praat, hoe jy die lewe sien. Dis die mooiheid van jou gees. Wanneer jy weggaan, is wanneer jy depressie het. Dis wanneer jy jou wil self sny. Dit is wanneer jy anxiety het en wil met almal beklei, want niemand doen nou meer reg volgens jou nie. Want ek is nou nie volmaak nie, ek sien al die foute wanneer ek in die spieël kyk, en almal voel as hulle my spot, maar niemand doen hulle nie. Dit is wanneer die kleur van mooiheid weggaan. Dis wanneer jy anxiety kry, dis wanneer jy panic attacks kry, dis wanneer jy depressie kry. En net soos wat 'n blom, die lig is van die aarde, wat jy sien, 'n blom is so mooi, hy het so baie kleure, en soos 'n reënboog, al die kleure het wat warm is en wat mooi is. Wanneer jy opkyk na 'n reënboog, dan kry jy daai warm gevoel in jou maag. Ek weet nie as dit ook met jou is nie, maar dit is so met my ook. As ek sien 'n reënboog of 'n baie mooi blom wat ek langs die pad sien of in my tuin, dan kry ek 'n warm gevoel, is like, wow. Ons God het hierdie blom of hierdie reënboog, 'n reënboog verander nie, het so mooi gemaak. So sien ons Vader, daai mooiheid wat ons in 'n reënboog sien, of daai mooiheid wat ons in 'n blom sien, so sien ons Vader ons. Hy sien ons is die lig en die sout van die aarde, die mooiheid van die aarde, want ons is volgens hom gemaak. Ons het sy beeld. So, wanneer ons nie die woord lees nie, en ons gee nie vir 'n blom water nie, en ons gee nie vir ons die woord nie, die woord is soos kos vir ons gees, gaan hy dood. Ons lig verdoof soos 'n flou liggie wat doof raak. En dan raak ons Vader so hartseer om dit te kan sien, want sy mooi invention wat hy gemaak het, gaan dood, want hy voed nie meer homself met die krag van hom nie. Hy voed homself met gemorskos, om dit so te sê, hoe die ou mense gewoonlik dit sê, of hoe my ma dit sê, is gemorskos. Ons voed ons geeste met gemorskos. Ons kyk verkeerde inligting op YouTube of op Facebook of op Instagram, TikTok, oralste waar jy kyk, is gemorskos. Maar wanneer ons met regte groente sondagkos is wanneer ons die woord van ons Vader vat, ons neem dit in, ons lees dit, en ons voed ons, en ons raak sterker, soos 'n boom groei. Het julle al 'n aveboom gesien? Daai ding raak humongous, en dit is hoe groot ons raak, wanneer ons die woord vat met mening, en ons sit dit in ons liggaam, en ons vat hom met kos, en ons vat hom met blydskap. Dis hoe groot ons gees raak, en hoe helder ons lig skyn, is wanneer jy binne in 'n lig kyk, en jy kan nie meer in hom kyk nie, wanneer soos die son. Jy kan nie in die son kyk nie, want hy verdoof jou oë. So is dit met die lig van ons. Hy skyn so helder, omdat ons die woord van ons God vat, en ons neem dit in met blydskap en gesondheid, en ons kyk na ons tempels. 'n tempel is wat ons buitekant lyk.
soos wat hulle in Moses se tyd en al die ou profete voor Jesus se tyd gedoen het, is want hulle het rondgetrek, baie rondgetrek, dan het hulle 'n tent gevat en met die altaar wat binnekant was, het hulle gedra. En binne in die om hom is die tempel. Nou daai tempel was nie besmette met bloed wat gespat was teen mense wat beklei was of met vuil goed wat om hom gegooi het. Jy gaan nie jou kerk vernietig nie, gaan jy? Nee, dit is jou tempel. Dit is net soos wat jy jou kerk gaan respekteer, so respekteer jy jou liggaam. So gee jy vir jou liggaam goeie kos en so moet ons vir ons gees ook goeie kos gee. Nou ons liggaam gaan dood. Hy raak weer stof, want ons is gemaak van stof en van stof gaan ons vergaan. En maar ons gees, hy is die een wat hemel toe gaan of hy is die een wat hel toe gaan. Ons liggaam en gees, wanneer ons die blomme water gee, so kry ons weer klere. Soos wat hy gesê het, wanneer ons vir die blomme water gee, gaan sy kleur weer terug in hom. Ek het in die week het ek geloop om die huis, net om te kyk na die plant, om te vir ons Vader 'n boodskap te kry by ons Vader, sien ek die blom wat so mooi geskyn het, weer verlep. En toe ek hom water gegee het, toe kom sy kleur weer terug, sy kop het gelig. En net so is ons, wanneer ons die woord lees, en ons kry weer kos, dan lig ons kop, ons sien die wêreld met 'n nuwe oog, en ons sê, okay, ons begin weer van vooraf. Soos wanneer ek sukkel met iets en sê, okay, ons begin nou weer van vooraf. Kry my goed by mekaar, ons begin uit te stap. Nou vra jy miskien vir my, okay Linda, jy vra my, of sê vir my, lees die woord. Neem die woord in en maak dit jouself, hoe doen ek dit? Hoe kry ek dit reg om dit te doen? Want ek weet nie waar om te begin nie. Die mense wat om my is, gaan my spot. Eerstens, dit was waar ek was. Hulle sou my gespot het, toe ek in skool was. Tweedens, is, hoe weet ek, waar om te begin, hoe weet ek, hoe om myself reg te kry? Want, ek weet nie eens met wie ek praat nie. Dis ook baie vrae wat ek al gevra het myself of my ma, en wat my broer al begin vra het, want hy is op daai stadium wat hy begin aangeval word, omdat hy 12 vra. En dis ook 'n ander storie wat ek sal vir julle verduidelik, wanneer 'n seun 12 vra. En wat ek ook al vraag kry het is, hoe weet jy werklik, hy is reël? Begin in jou binnekamer. Wens ek het daai antwoord gehad toe ek 12 was of toe ek 13 was. 'n Meisie is bietjie later en is nie so erg soos wat dit vir 'n seun is nie. Begin in jou binnekamer. Wat beteken dit? Ek verstaan nie. Ek het ook nie verstaan toe my ma my gesê, begin in jou binnekamer. En wat beteken dit? Gaan met my kamer toe gaan en YouTube kyk of wat moet ek nou doen daar binne? Dit is wanneer jy net alleen is, net jy en God. Dis wanneer jy in jou binneste kamer, niemand is om jou nie. Dis net jy, as jy nou in jou badkamer is, dan is jy nou in jou badkamer. As jy nou in jou kamer is, dan is jy nou in jou kamer. Maak nie saak waar jy is nie. Dis net jy en God. Daar's nie 'n hond soos my stuitertjie, daar's nie 'n hond by jou nie, daar's nie 'n kat nie, daar's niemand by jou nie, net jy en God. Geen aftrekkings nie. En soos wat dit in Matteus 6 vers 6 is wat ek vir julle gaan lees, dat julle net kan bietjie verstaan wat ek hier bedoel. God sê, wat Jesus sê, nee, as jy bid, ga na jou kamer toe, of jou kamer, maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien, wat verborge is, sal jou beloon. Bid tot ons Vader, want jy kan hom nie sien nie, maar hy kan jou sien. Hy kan elke oomblik van jou sien. Hy kan tot in hierdie oomblik sien waar jy sit in die agterkant van die skerm en ek kan jou nie sien nie, maar hy kan jou sien. En dan, God voed jy siel en gees met gebed.
Gebed het baie krag. Hy's baie kragtigvol en baie wonderlik. Voed hom. Laat jou lig skyn met helder, soos wat ek gesê het, maak hierdie woord jou eie. Bid vir hom, sê vir God, hoorie, ek sukkel om te weet dat U regtig daar is. Glo my, hy sal wenke uithaal waar hy deel was in jou lewe, soos wat hy met my gemaak het. Ek was ook daar waar hy gesê het, ek sukkel nou om te glo dat U daar is. Toe het hy my regtig gewys waar hy my gered het in my lewe. Daai is ook 'n storie vir 'n ander dag, want anders is hierdie video so lank en ek glo nie ek gaan op topic bly as ek al dit verduidelik vir julle, want dit is so interessant. 'n Testimonie kan aangaan in baie lank maniere. Dat wanneer ander mense kan sien jou lig skyn is goed. Wanneer ander mense om jou gaan sien, sê soos mense wat naby jou is, wat jy nou al vir 'n rukkie ken. En jy vat hierdie woord en jy gee jou lewe teen volle oor en jy vat hom en jy maak jou deel van jou lewe en jy lees elke deel van die vers. Soos wat ek gesê het in my ander video. Begin by Psalm en jy vat Psalm en jy maak dit jou eie. Jy maak dit jou eie. Sal anders sien jou lig skyn. Hulle sal sien en hulle sal sien dit is goed. Jesus het ook gesê, laat mense sien dat jou lig skyn, dat hulle kan sien die werk, en ons gaan dit nou lees, dat hulle die werk sien, en die werk wat jy doen is goed, dat hulle dit kan raak sien. En hierso wat ek nou net gesê, waar ons het gaan lees in Matteus 5 vers 14 tot 15 sê dit, julle is die lig van die wêreld, soos as ons 'n blommetjie sien, so sien ons Vader ons. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie. Hoekom sou jy nou dit wil doen? Wat is die rede jy steek hom aan? Maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis, dat hulle kan sien. Laat julle lig so voor die mense skyn. Wat Jesus hier sê, laat julle lig so voor die mense skyn, is dat hulle kan sien, jy praat goed, waar jy gewoonlik gevloek het, praat jy nou goed van ander, of wat jy monsters gemaak het vir ander, maak jy liefdevol mense van hulle wat jy self monsters gemaak het. Dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, julle verheerlik. Sorry, ons moet nie verheerlik word nie, hy moet verheerlik word, ek is so jammer ek het verkeerd gelees. Hy moet verheerlik wees, hy, nie ons nie, ons is net mens, stof, wat lewendig geword het, wanneer ons dit gaan, raak ons weer stof, letterlik, ons doen. Ja. Moenie dat jou lig verdoof, soos 'n blom verlep nie. As jy voel, jy is daai dag af. Wat my ma baie keer vir my verduidelik is, wanneer ek 'n nagmerrie gekry het, of wanneer ek voel, vandag is net nie 'n lekker dag nie. Dan bid jy. Jy bid en jy vra vir God, hoorie God, sorry, jy moet respek hê. Ek is net opgewonde. Jy moet respek hê vir ons Vader. En jy sê, Vader, ek voel vandag gaan nie lekker wees nie. Ek voel geïrriteerd, moenie my vra waar nie, ek weet nie self waar ek geïrriteerd voel nie. Ek voel as alles net uit my hande uitval en alles wat ek doen mors ek, en ek voel net, dit gaan nie lekker wees nie. Maar ek spreek U se bloed oor dit. Ek spreek U se bloed, dat wanneer ek so voel, of wat ook al vandag gebeur, dit uitdraai in goed. Dat dit goed is, en nie sleg is nie. Want wanneer dit sleg is wanneer jy die dag die hardste val. Maar wanneer dit goed is wanneer jy uit dit uitkom, saam met ons Vader. Saam met ons Vader en jy loop saam met hom. En jy wat nou kyk, en vir my, bid ek, dat ons lig sal helder skyn. My lig wat helder skyn, nog helderder as wat
hy nog ooit tevore is. Jou lig wat nou skyn, laat hy helder skyn, nie soos 'n lig wat sy batterye doodgaan nie. Nie soos 'n lig wat besig is om te blaas nie. 'n Lig wat nou net nuut gekoop is, helderder as dit, dat jy moet, as jy iemand in jou inkyk, moet hulle die warm lig van jou voel. Die warm lig moet hulle voel van jou. Die liefde, al daai mooi goed moet hulle kan voel. Hulle hoef dit nie eers, jy hoef eers jou mond op te maak en met hulle te praat nie. Jy hoef net na hulle te kyk en smile, laat hulle dit kan voel. Bid ek en ek vra vir ons Vader, dat hy sal helder raak. En onthou, ons Vader is lief vir julle. Hy is so lief vir julle, want jy is sy kind. Hy het jou geskape. Jy is syne. Jy is ook sy skapie wat nou weer huis toe kom. En die hele hemel. En ek hier waar ek hier sit, ek weet nie hoekom ek so opgewonde nie. Ek dink ek het 'n idee. Is want iemand het hulle lewe oorgegee. En ek is so bly en ek is so bly. Ek fees saam met hulle. Ek weet nie wat ek gaan braai nie, sommer 'n bees, maar ek weet nie wat ek gaan braai nie. Ek fees saam met hulle. Ek so bly dat julle dit gedoen het. En ek wil net vir julle sê, Shalom.